Nou ek sien ons is heel wat minder vanmôre, maar amper lyk soos die wegrapel. Gelukkig is dit nie die waarheid nie. Prys hom daarvoor. Maar u is hier vanmôre en ek is baie bly om u almal hier te sien. Wees so hartlik welkom. Ja, Hanna is daar aan die kant en 'n hele paar het ook saam met haar toe gegaan. En dan is daar nog 'n mannekamp ook aan die gang. En dan is daar nou 'n paar wat bietjie probleme en krisis het, so daar's baie verskonings ook. Maar ek is so bly en dankbaar om u hier te kan sien. Iemand my so klein bietjie vanmôre verdra. Ek self het so 'n lekker verkouetjie of 'n ding wat ewer hulle dit noem gekry hierdie week. Ek is nog nie heeltemal reg nie, maar my geloof, my vertroue in hom, terwyl ek hom aanbid en hom bedien, genees hy my. En so raak hy elkeen van ons aan. Nou net voordat ek aangaan, wanneer ek optree en ek spreek, dan is dit omdat hy gespreek het. Ek sal nie sommer dink of wanneer ek praat, ek so eerder stel, wanneer ek 'n ding uit my eie uit sê, gaan u nou weet, dit kom uit my hart uit. En dan het ons vanmôre ook in die bidkamer gehoor, woord en lewe lê in die mag van die tong. So, en dan is dit nie 'n fout dat ek wel uit my hart uitspreek nie, want my hart begeer om die goeie en die regte te spreek. Maar terwyl ek net vanmôre, ek het net hier aangekom by die kerk en ek het net so 'n bietjie hallo gesê, toe hoor ek hoe kom sy gees binne in my. En hy sê vir my, sê vir elkeen hier vanmôre, my goedheid en my guns met elkeen van hulle. Wie ontvang dit vanmôre? Dit kom nou nie uit my hart uit nie, maar dit kom uit sy hart vanmôre. En laat dit 'n lewe en 'n werklikheid vir elkeen van u wees vanmôre. Alles tot net sy verheerliking. Nou, dit is nou al 'n geruime tyd, dit begin nou jare raak, dat hy met ons meer en meer intiem deel. En daar's verseker rede daarvoor, en ek eer hom en ek prys hom daarvoor, en dit bring ook in die gees so opgewondenheid, en 'n positiwiteit, en 'n skep 'n verwagting, dat die goddelike binnekort kan realiseer. Tesame met dit aan die ander kant, besef Satan sy uurglas loop leeg. En daarom sal hy ook alles in sy vermoë doen, om u en my te wil probeer aanval. Maar hy's 'n leenaar, hy's die vader van die leuns, en ons het hom oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van ons getuienis, deur ons geloof, en deur ons vertroue, ons blydskap en ons vreugde in hom. Vanmôre gaan ek vir u bedien. Ek lees net so 'n paar versies, net so 5 versies gaan ek vir u lees, wel uit 'n baie bekende gedeelte weer. Galasiërs 4 vanaf verse 4. Vanaf verse 4. Baie dankie, ek nou net vir 'n oomblik vergeet, maar nou is dit daar. En dan vanmôre, as ek dit kan tema, omdat ons sy kinders is. Wie besef hierdie kragtige stelling? So baie goed kan met my gebeur, maar omdat, ek herhaal, maar omdat ek sy kind is. Daar is so baie geeste, ronddwalendes, wat haat het, wat 'n nyd het, wat 'n twis het, wat 'n afguns het, wat 'n jaloesie het, en wat my graag sou wil vernietig, maar omdat ek sy kind is, sy seun is, sy dogter is, en dan kan ons verder gaan, omdat ek sy lofoffer is. In die volheid van sy blydskap, en die volheid van sy vreugde. Ek lees vir u dan vanaf vers 4. Hy sê, maar toe die volheid, the fullness of time, die volheid
Joshua uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. En ek wil net duidelik maak, met ander woorde, hy het nie, met respek wil ek dit nou so sê, op 'n pedestal gaan sit nie. Hy het eintlik die laagste vorm, want u moet onthou, in die tuin van Eden, het die mens wat geskep is na sy kroon, krag en heerlikheid, teen hom gesondig, deur na vertaling van sy woord te luister. Omdat Satan God se woord vertaal het. Jy kan dit self gaan lees. Daarom, die eerste vertaling het Eva hom geonderskei. Met die tweede vertaling het hy hom so slim gemaak, sy het hom nie geonderskei nie. Want toe sy geval en die volle heerlikheid van God verloor. En daarom het sy begin met moeite kinders baar, in die sweet van ons aangesig, begin op, en daarom is mens, wat mens was en is. En daarom het hy sy eie seun onder dieselfde wet, sy eie seun gestuur, die gestalte van 'n mens. Met ander woorde, hy het nie gekom as God nie. Hy het nie gekom as die prins nie. Maar hy het gekom nog as 'n mens, en daarom gebore uit 'n vrou. Sonder om negatief te wees, 'n vrou wat geluister het na verdraaiing van sy woord. Met ander woorde, die Vader, met respek nou gesê, ek sê dit kursief, het na die swakste vorm van vervallendheid gebeweeg met sy seun. Ja, halleluja. Om uit die vrou gebore. En laat ek nou net dit vinnig regstel. Hoe loof ek hom vanmôre. Daai vrou en ons vrouens, ons mans, ons kinders, is nie meer dit nie. Halleluja. Net vinnig. Maar hy het hom gestuur om onder die wet gebore te word. En dan noem hy dit nog, toe die volheid van die tyd gekom het. Met ander woorde, Satan, your hour has come. Halleluja. Dis tyd dat ek en jy vir ewig krisisse en verdraaiings uitsorteer. Volheid van tyd gekom, gestuur onder die wet, vers 5, hoor nou mooi, om die wat onder die wet was, los te koop. Sodat ons, sê ons, die aanneming tot kinders, halleluja, Halleluja. toe ons hom nie geken het nie, toe ons in sonde gelewe het, was ons onder die wet van die vloek. Die wet van die vloek sê, die siel wat sondig moet sterwe. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, hoor hier, en ek en jy hoor sy lewende woord. Toe breek sy woord die wet, wat die dood oor my en jou bring. En omdat ek en jy sy woord geglo, gehoor, gevat het, toe staan ek en jy as 'n ware uit die weg van die dood uit op. Halleluja. En ons betree die weg van die lewe. Vir ewig. Nooit sal ons ooit kan ophou dankbaar wees vir ons redding, vir ons verlossing in hom en deur hom gebring nie. Vers 6. En hier is die hoofvers. En omdat julle
kinders, die oorspronklik sê sons, het God die seun, die gees, die gees, ek herhaal, die asem, Ja, halleluja. die karakter, die attitude van sy seun in julle harte uitgestuur. Halleluja. En hy roep, luister mooi, nie ek en jy nie, maar die gees van sy seun, die een wat die graf en die dood geoorwin het, die een wat deur die Pa se heerlikheid opgewek is. Ag, en dan moet ek nou waag om nie na Romeine 6 toe te gaan nie. Dan preek ek 'n preek oor daai opwekking. In julle harte uitgestuur en hy roep, Abba, Vader. So net nou mooi daaroor verduidelik. Vers 7. Daarom is jy, kan ek julle vra, daarom is ek, sê ek, nie meer 'n dienskneg nie. Halleluja. Jy het vanmôre gesê, Jolanda, nie meer 'n dienskneg nie, maar kind. Hoor nou mooi. En as jy 'n kind is, dan ook. Halleluja. So jy kan jou mind opmaak, ek is maar een van die kinders, of jy kan vanmôre besluit wat sê die woord en dit begin glo, en sê nee, ek is 'n kind en ek is 'n erfgenaam. Want die oomblik as jy jou beperk tot kind, is daar sekere goddelike waarhede wat jy nie gaan deelagtig word nie. Maar as jy jou oorlaat, oorgee, ek is 'n kind en soos hierdie skrifgie sê, en 'n erfgenaam van God deur Jafashua, dan beteken dit die prys wat Jafashua gebetaal het vir die redding, vir die verlossing van my siel, het my nie net losgekoop en vrygemaak nie, hy het 'n stempel Halleluja. op my gesit, en daai stempel sê, ek het volle erfreg, van wat? Van dit wat die Vader vir die Seun gegee het, dit behoort ook aan my. O, is hier iemand dankbaar? Is hier iemand bly daaroor? Wat 'n voorreg. Erfgenaam van God deur Jafashua. Maar destyds toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen gode is nie. Maar nou, dat julle God ken, of liewer deur God geken is. Ag, en ek wil net daar stop, deur hom geken is, het ons 'n rede tot 'n blydskap, het ons 'n rede tot 'n vreugde, het ons 'n rede vanmôre om 'n verwagting te hê vir reuse oorwinnings in hom. Halleluja. Jeremia, dis die 23ste hoofstuk, die 29ste vers, sê Jaffa, hy praat daar met die profeet Jeremia self, en hy sê vir Jeremia, is my woord nie soos 'n vuur nie. Hy sê, en is my woord nie soos 'n hamer, wat die rots vermorsel nie. En nou wil ek jy moet hoor, dis Jaffa wat self praat. Hoor mooi, hy vat sy woord as die kleinste, maar sy woord, die kleinste, sal die grootste rots, sal hy vermorsel. Dit beteken by impak, Jaffa besef die krag van sy woord. Jaffa weet wat 'n mag
en wat 'n gesag my woord het. Ook besef Jaffa dat my woord is eintlik grensloos. Net 'n ietsie, want uit 'n niks skep ek. En dan sê hy ook, niks het ontstaan wat nie deur sy woord geontstaan het nie. Hy vat 'n klomp klei, hy spoeg oor dit en hy maak 'n beeld. En hy kom blaas sy asem in daardie stuk klei. In 'n beeld word 'n siel, word 'n gees en word 'n liggaam. Waar is die einde van sy mag en van sy gesag? En daarom kan hy vrymoedigheid neem toe 'n Moses met hom praat en 'n Moses met hom deel en 'n Moses kom agter. Hierdie is groot, hierdie is wonderlik. En hy begin hom vra, toe antwoord hy hom net, ek is. Wie ek is en wat ek is. Dit kom eintlik daarop neer in my frase, in my eie frase, niks kan my keer nie. Ek doen net wat ek wil. Ek sê net wat ek wil. En dan manifesteer dit. As niks van my goed wat in die lig hang nie, wat ek spreek, dit sigbaar manifesteer dit. Halleluja. En dan kom die 3 evangelies, Matteus, Markus, Lukas, en hulle sê, by die woord is daar geen ding onmoontlik nie. Dan kom Johannes verder en hy vat het verder. Hy sê, in die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Alle dinge wat ontstaan het deur hom ontstaan. Sonder hom geen ding ontstaan wat ontstaan het nie. Halleluja. Dit bring my en jou tot 'n besef vanmôre. En nou gaan ek bietjie meer vir 'n klein rukkie intiem met u deel. Dit bring my en jou tot hierdie besef. As daar iets is wat ek en jy kort kom, dan is dit om hierdie woord meer te lees. Hierdie woord meer te bestudeer. Hierdie woord meer te begin begryp. Hierdie woord meer te begin verstaan. Hierdie woord meer te begin glo. Hierdie woord meer te begin lewe. Hierdie woord meer te begin praat. Hierdie woord meer te begin predik. Hierdie woord meer te begin sing. Hierdie woord meer te begin bely. Want hoe meer ek en jy hierdie woord bely, hierdie woord lewe, hoe meer word die woord gemanifesteer en hoe meer vlug die Satan. Halleluja, halleluja. Want daar's krag. Daar's wonderbare krag in sy woord. Ek wil gou ietsie in die geestesrealm duidelik maak. Hy vat sy woord en hy maak hom mens. Deur Maria. Ek herhaal, hy vat sy woord, want hy sê niks het ontstaan. En een ek weer die woord sê, ja, vir so as die woord. Hy vat sy woord, hy maak hom mens. En hy maak hom, soos ek nou verduidelik het, op sy swakste. En besonder, om dit nog meer te manifesteer, gaan soek hy nie 'n hospitaal nie. Hy gaan soek nie 'n stad nie. Hy gaan soek 'n stal. Oh, is hy nie wonderbaar? Wonderbaar, is hy nie groot? Is hy nie heilig? Is hy nie almagtig nie? Hy vat
hierdie woord, en omdat hy die onbeperktheid van sy woord self ken, laat hy sy woord gebore word in 'n stal. Want hy weet Satan soek sy woord. Want waarom? Hy wil die woord weer, hy wil hom nie tot niet maak nie, hy wil hom net verdraai. Hy wil net 'n vertaling gee. Want terwyl die woord eg is, terwyl die woord opreg is en suiwer is, geen ding by God onmoontlik nie. Maar die oomblik as jy hom verdraai, die oomblik as jy hom vertaal, het Satan gesê, het hy 'n mag. O, waar sal die einde hiervan kom? Maar hier kom hierdie woord, hy groei op, en ek gaan nie nou nie baie tyd speel, ek kan so baie borduur daaroor, maar hy volg hom, en hy laat hom as 'n mens doop. Johannes sê, ek kan u nie doop nie. Hy sê, laat die goedertierendheid, die geregtigheid van my pa volbring word. Toe sê Johannes, goed, nou sal ek u doop. En hy vat hy hom, en hy onderdompel hom. En Matteus 3, hier so van die 16de vers self beskryf het, en toe hy opkom uit die water uit, toe sien hy, dat die hemele meervoud gaan vir hom oop. Wat sê hy? Hy sê die woord, wat beperk was, vanweer die sonde, in die tuin deur Eva, het nou weer deur gehoorsaamheid aan my pa en al drie die hemele weer oopgegaan. En hy sê daar kom sy gees in die vorm of soos 'n duif, het dit nie 'n duif nie, maar soos 'n duif, het dit op hom neergedaal. Met ander woorde, toe ontvang hy as mens volle herstel van wat, pastoor? Die woord wat wet was, word nou weer rema. Die woord wat doodgemaak het, maak nou weer lewendig. Die woord wat geoordeel het, gee nou weer vrede, blydskap en oorwinning. En hy hoor die stem van sy pa uit die hemel. En hy sê, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom. O, is hier iemand wat 'n dankbaarheid, wat 'n voorreg om vanmôre so van hom te kan hoor. Daarom gaan Johannes weer verder, en dan sê hy in die woord was daar lewe. Toe was reg, dankie. En die lewe was die lig, baie dankie, van die mense. Hoor nou mooi, woord. Hy sê, in die lig skyn in die duisternis. En die duisternis kon die woord nie oorweldig nie. Sit vanmôre die krag maar af. Maar light the match. En waar hierdie match loop, vlug duisternis. Wie hoor dit? Waar hierdie match gaan, vlug duisternis. Wie glo hierdie woord vanmôre? Dit beteken, as ek sy lig het, dan beteken dit, waar ek loop,
vlug duisternis. Waar ek gaan, vlug duisternis. Wie glo nog sy woord? Wie glo vanmôre? En dan waar ek sy woord spreek, daar gaan die lig en daar vlug die duisternis sal aanval. Die duisternis sal rebellie gee, maar sy woord gee belofte dat die lig sal deur die duisternis nie geoorwin word nie. Ag, verlaat my, ek maak die lig wat sy woord in julle het. Spreek ek vanmôre lewendig meer as ooit tevore, sodat die volle krag van opstandingswoord in julle en deur julle bonatuurlik begin manifesteer. Die lig skyn in die duisternis, maar die duisternis kon hierdie lig, halleluja, ek herhaal, en mooi het Jolanda vanmôre dit in die bidkamer gebedien. Ons quoteer die woord te min. Luister mooi, dit help nie om te kla nie. Satan, kla kom van Satan af. Hy help jou om te kla. Want kla beteken, ek het nie hoop nie. Kla beteken verder, ek het nie 'n God nie. Maar as ek woord begin quoteer, dan beteken dit, ek het 'n God. En dan beteken dit, daar is vir my hoop. Oh, halleluja, halleluja. Daar is nie net 'n hoop wat 'n wanhoop is nie. Die hoop is skaam nie. Halleluja. Want reg teenoor my teestander dek hy 'n tafel sodat die teestander kan sien hoe groot, oh, gee my lofoffer, hoe magtig, hoe bonatuurlik hy is en wat hy kan doen. Ek herhaal, ek en jy moet die woord begin bestudeer. Ek en jy moet die woord begin verstaan. Ek en jy moet die woord begin bely. Oh, luister mooi. Water bly water. Maak nie saak om wat ek kom gooi nie. Maak nie saak wat ek met hom doen, die water bly water. Woord. Kabarabaramona. Alles sê hoe benoud, bly die woord nog woord. Alles sê hoe siek, bly die woord nog woord. En as al wat se hel en wat se pes, bly die woord nog woord. So terwyl jy woord quoteer, terwyl jy woord spreek, terwyl jy woord bid, manifesteer die opstanding. Manifesteer. Hy wie die weg is, hy wie die waarheid is, hy wie die lewe is. Ag, en dan noem hulle hom ook wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader en heilige vredevors. En nou wil ek vanmôre dit meer prakties maak. Ek wil hê iemand nou vanmôre luister. U moet vanmôre hoor. Waak teen, want dit gebeur baie. Waak teen, ek hoor net, maar ek glo nie. Ek weet net, maar ek doen nie. Romeine 10:17 sê, as ek reg is, die geloof kom deur die gehoor. En die gehoor, kom deur die woord. Omdat daar die skrif so praat, beteken hy dit eintlik. As jy baie goed gehoor het, maar dit was nie woord nie, weet jy nog niks. Want as jy die geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord. Met ander woorde, net woord is die moeite werd om te hoor. Ag, verdra my, maar ek neem vrymoedigheid met sy salwing, nie my hart nie, sy salwing, wat ek nou ervaar, en ek bestraf nou elke leuen gees,
wat jou môre wil moedeloos maak. Elke leuen gees wat vanmôre 'n vrees of 'n benoudheid oor jou wil bring, bestraf ek nou, kanselleer ek nou, en ek verklaar nou sy woord, nie Nico se woord nie Rupersfontein nie, maar die lewende woord, die opgestane woord, vertaal ek vanmôre lewendig in julle en met julle, en ek verklaar nou duisternis vlug, en laat die lig lewe, en oorwinning vir elkeen môre gee. Hoor mooi, sy woord vir jou en my vanmôre. Ag, en ek herhaal weer omdat ek die impak hiervan besef. Ons het Sondag aand by die bergpredikasie het ons net so bietjie hier aangevat. En terwyl ek vanmôre bid, toe inspireer hy my gees. En hy praat in my gees. So ek gaan net so ietsie 'n stywertjie in die beurs gooi, sodat ons net nog meer kan verstaan. En ook besef ek dat ek nooit alles met die volheid dadelik bring nie. Ek en jy gaan nie begryp nie, of ons gaan nie staan. Hy moet ons so bietjie gee, sodat ons net kan vasstrap, kan glo, en hy kan begin beoefen, soos wat dit al hoe meer word, ons meer en meer geestelik kan groei. Ag, weer nie myself nie, maar hom. Ek verklaar oor iemand hier sit Sondagmôre, Sondag aand, Bybelskool, bergpredikasie, wat ook al. Ek verklaar oor u lewende woord, oorwinnende woord, en ek verklaar vanmôre in u lewe sy krag, sy guns, sy heerlikheid. Halleluja! Bly dus getrou en hoor en glo, vat en lewe vanmôre die woord wat hy gee. Hoor nou wat sê hy vanmôre vir jou en vir my. Hy sê, omdat julle seuns en dogters is. Hoor nou mooi. Het ek Jahwe, die gees van my seun, is een of twee wat dit vat, in julle harte uitgestuur. Ek het die gees van my seun in julle harte, julle wat my seuns is, my kinders is. Wie is sy kinders? Wie is sy seun? Hoe het ek sy kind geword? Toe ek woord gehoor het, ek is 'n sondaar. Ek moet my sondes bely. Ek moet hom aanneem as my redder, my verlosser, as my saligmaker. Toe ek dit gehoor het, toe glo ek dit en toe doen ek dit. En toe dit begin doen, toe sê hy vir my, nou moet jy my dien in gees en in waarheid. Nou moet jy my woord begin lees. Nou moet jy begin bid. Nou moet jy begin getuig. Jy moet my volg deur die doopwater. Oh, waarom sê hy, volg my deur die doopwater? Want hy ervaar en hy begin en hy wil hê dit wat vir hom oopgegaan het. Toe hy hom laat doop het. Ek sê toe hy hom laat doop het. Toe hy hom laat doop het. Toe ontvang hy hier as mens. Hoe gaan die hemele vir my oop? Halleluja. Deur dit het ek 'n kind van hom geword. Halleluja. Daarom sal so baie in die kerk sit nooit kind voel nie. Want hulle het hom nog nooit gevolg nie. En die hemel het nog nooit vir hulle oopgegaan nie. Wanneer gaan die hemel vir jou oop? Wanneer jy sy woord glo en dit lewe. Sy woord glo en dit doen. Dit maak my sy kind. Nou sê hy, en dan as julle my kinders is, het ek, onthou dit, vir het lewe dit, die gees van my seun
is the same Spirit that raised Yahshua from the dead. If that same Spirit's in you, it will quicken your mortal, jou sterflike liggaam. Halleluja. Pastoor, wat beteken dit? Ons is so nog aan net so bietjie aangeraak. Dit beteken hierdie liggaam, hier wat eintlik 'n sterflike ding is, hy kom in lyn met die Gees, wat woord gehoor het, wat woord geglo het. Hy kom in lyn met die siel, en hy bring die siel, hy bring die Gees, hy bring die liggaam in lyn, en dit wat die Gees nou ervaar, kan hierdie liggaam op 'n dubbele mate ook nou ervaar. Met ander woorde, die volheid van eenwording met hom kan nou in my liggaam manifesteer. Amen. Dan kan die skrif in vervulling kom wat sê, siel, gees en liggaam onberuspelik tot by die weerkoms van Yahshua. Besef vanmôre, en ek gaan dit maar my uitdrukking gee, verskoon nou. Ek het net nodig om daai knoppie te kry. Die Gees van sy seun. Hy sê dit in ons harte. Dit is hier. Ons moet hierdie knoppie kry. Wie hoor dit? Ons moet ontdruk. Wie hoor dit? Sodat ek en jy kan bewus word net van die goddelike, net van die bonatuurlike. Terwyl die Satan met al sy pes en al sy ellende en al sy negatief kom, maar as die knoppie ingedruk is, halleluja, dan kan ek vir hom sê, daar staan, wie hoor, daar staan, geskrywe, en as ek die knoppie dieper indruk, dan gaan ek ook vir hom sê, ek is die woord van die lewende. Hy het my opgewek. Ek is hier op grond van hom. Nie my eie krag nie, nie my eie sterkte nie. Jy sien, ons laat nog te veel beperkings in ons toe, omdat ons te min woord weet, lees en verstaan. Maar hoe meer woord ek lees en verstaan en toelaat, hoe meer werklikheid, hoe meer onbeperktheid breek in die geestesrealm. En ek weet, die geveg lê in die geestesrealm. Maar en ek ken hom so swak. Ek moet meer woord leer, ken. Dan gaan ek die geestesrealm meer verstaan. Soos vanmôre, ek het my woord. Met ander woorde, as jy sê, jy's my kind, kry die knoppie daar binne in jou hartjie. Waar die Gees van my seun, wat is die Gees? Kan ek net so 'n bietjie sê, toe hy uit die water uit opklim, toe sien hy, met ander woorde, enlightenment of mind, volle insig van die gesig, van die hart. Nou sien ek, daar is nie meer een van die 3 hemele beperking op my nie. Ek gaan in die volheid, ek gaan in die insig, kan wie hoor, ek gaan in die gawes, ek gaan in die roepinge, ek gaan in die bedieninge, nie deur my eie krag nie, maar omdat ek hom gehoor het, hom gehoorsaam gewees het, hom getrou is, gaan die hemele vir my oop, en ek hoor hoe sê hy, jy is my seun, en daarom het ek die Gees van my seun binne in jou uitgestort. Wie wil hom 'n lofoffer gee? Mag ek vra, wie wil vanmôre sê, kom Heilige Gees,
verder om lewend maak in my gees. Wederbaar my, vernuwe my. Tot u heilige volheid. Hoor mooi, in julle harte uitgestuur. Hoor nou, hy roep, Abba, Vader. Nou, as jy na die oorspronklike Hebreërs toe gaan na die oorspronklike Hebreërs toe. Grieks is nog te bankrot, te arm om dit vir jou te sê. Die Hebreërs sê dit vir jou. Dan sê hy vir jou, nie net kind nie, maar intiem. Een met hom. En dan sê hulle tussen hakies, all things are now possible. Want wat beteken dit? Dit beteken dieselfde eenheid. Die Seun sê, ek loof u. Nog voordat ek u vra. Hy staan by die graf, Lazarus 3 dae, hy stink. Maar ek loof u. Ek nie 'n saak met die reuk nie. Ag, dat ek nie van die kansel afklim. Ek het nie 'n saak met die wurms nie. Halleluja. Nog maar dat ek 'n saak met al die doeke om hom. Ek het ook nie 'n probleem hoe diep is die graf nie. Oh, my saak is, die hemele het vir my oopgegaan. Daarom, Lazarus, toe skud die duisternis. Wie hoor, want daar word lig gespreek. Daar word lig gespreek. En lig is lewe. Halleluja is die lewe. Die woord is die lewe. Toe besef die dood, vlug. En die duisternis sê, vlug. En hier word Lazarus wakker. Want die woord is weg. Hy is waarheid. En hy is lewe. My pa kry die droom. 'n graf is gegrou. 'n baie breë graf. En my pa sê, kom staan so by hom. En hy sien hoe die kante al ingeval het. Maar hy sien toe die volgende omdat dik yster, soliede dik yster, is so boor gesit. Hy sê, en toe hy so opkyk, toe sien hy, hier kom my klein boetie wat nou al dood is. David. Hier kom hy aangehardloop na hierdie graf toe. Verskoon. En hy sê, David kom en hy stop. En hy besef, hy moet met hom praat. Want is hier in die kante. Wat daar, binne die graf, as ek vergeet om dit te sê, lê gedierte. Dan maak hy sy kakebene oop. En dan as hy sy kakebene so toemaak, dan val die grond so in. So skud het. En hy besef, David, hy moet met hom praat, maar hy sien, daar gaan stop hy voor dit. En hy raak kalm. En hy loop so om al die gronde wat so ingeval het. Wyd. En hier kom staan hy by hom. En my pa skrik wakker. 40 dae se vas en bid. Maak my kind gesond. My ma het al vir ons gebruik en vir ons gesê, en ek sien nou nog hoe druk sy oogies toe. Ek hoor nou nog hoe huil ons. Ek het agter die bank gaan kruip en daar ek gaan hy, my boetie is dood. My ma skok, sy vloek en sy skelp. Sy sê ons gaan tronk toe, want ons was nie by die dokter nie. Blijkbaar was dit daai jare so. Op die plaas gebly. Die volgende oomblik maak my pa die gang deur oop, kom hy uit sy gebedskamer uit die stoep uit. Hy sê, Gogga! God het my gewys. Hy maak David vandag gesond. My ma begin vloek en sy sê, hy staan dood, hy is lankal dood. My pa sê, dit kan nie wees nie. En hy gaan staan by die deur van die kamer, en dan is hulle bed, en dan is die kot, hy het in die kot doodgelê, klaar die kombersie, alles oor hom gegooi.
My pa sê, David, en die derde keer, toe klap hy die kommersie af. Lazarus! Mag ek vanmôre hier vra, wie sê Skepper Gees, bevrug my, ek wil u gehoorsaam, die hemele moet vir my oopgaan, die hemele moet vir my oopgaan, want ek soek dieselfde Gees, wat in Jafashua was, want u het nou 'n belofte gegee, daai Gees is in my hart, wys my waar is die knoppie, ek wil die knoppie druk, maar u Gees moet my wederbaar, moet my lei, moet my optel, moet my gebruik, tot die lof, tot die ere. Ek spreek nie vanmôre om u net te boost nie, maar ek gee dit vanmôre sodat ons kan volwassenes in hom kan raak. Ag, hoor mooi, wat sê die 7de vers? Daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan ook 'n erfgenaam van wie? Van God. Jaffa. Deur Jafashua. Alles deur. Jafashua is die deur. Soos hy hom geonderdompel het, so moet ek my onderdompel. Dan gaan die grafte oop. Die kosbaarste vir my is, dat hierdie liggaam, hierdie sterflike liggaam, daai goddelike heerlikheid kan ervaar. Weer het, vir geen pastoor, dink ek, praat maar van myself, is dit te maklik om hierdie bonatuurlike te preek nie. Weet jy wat sê pastore vir my? Preek die normale goed. Weet jy, daai bonatuurlike goed daag jou uit, gaan jy bybly. Hy wat my bevrug het. Hy wat 'n werk in my begin het. Hy sal dit ook voleindig. En of ek die volheid gaan kry of nie, dis nie die punt nie, maar ek wil weet, ek jaag dit na met my volheid. Ek jaag dit na met my volle geloof. En daarom maak ek vanmôre in hierdie plek, maak ek die volheid van die tyd oor elke man en oor elke vrou los, elkeen wat dit begeer, elkeen wat dit verlang. Ek spreek 'n wysheid, ek spreek 'n insig, ek spreek 'n bevrugting in jou gees, om daardie gees van Jafashua in jou liggaam, in jou siel en jou gees te kan ervaar, te kan belewe, sodat die bonatuurlike van Jafashua van jou magtiglik besit kan neem. Ag, en dan gaan ek nou net hierso, ek glo maar aan manifestasie. Pastoor, ons hoor dit. Ja, ons wil dit glo. Is bietjie swaar. Of nie, ons gaan probeer. Sal jy nie net dan, of jy dit nou swaar vir jou gaan wees, en of jy dit gaan probeer, en of jy gaan sê, gaan my alles gee, as bewys, ek gaan iets doen, regop staan, jou hande in die lig steek, en sê, I surrender all. Ek roep u vol uit my, ek bid u lewendmakende gees, om van my besit te neem. En Vader, u sien nou al hierdie hande, u sien elke hart nou, u hoor pa, u hoor ma, u sien elkeen, u sien, ek bid nou u volheid van kunskap oor al hierdie mense. Ek vra Heilige Gees, bevrug al hierdie mense. Heilige Gees, dis u wat salwing gee, dis u wat raad gee, dis u wat kennis gee, dis u wat wysheid gee. Ek vra, maak dit nou los, en elkeen wat hier is, salf hulle lippe, salf hulle tonge,
om woord te kwoteer en dat Satans werke gebreek word. Ek maak in hulle liggame die krag los. Ek maak gesondheid los. Ek maak seëninge los. Ek maak ywer los. Hulle ingange, hulle uitgange, goddelik geseën, gesalf. Ek verklaar hulle erfgename, volle erfgename. Maar al hierdie mense, laat het so wees. Hoor mooi, ek gee net hierdie klein detail. Die kinders in die huis, ons is 5. Maar net my ouboet het my pa se naam, Johan Daniel Koetser. Hy is die enigste erfgenaam. Ons ander het wel erfreg, maar nie erfgenaam nie. Maar as jy sê Johan Daniel, dan gaan toe mense vir ons sê, ek ken jou pa. As ek erfgenaam is, en ek praat, dan sê jy die hele demoniese wêreld, ek ken jou God. Ek ken jou God. Ek maak hierdie gesag oor julle los. Ek maak hierdie gesag, hierdie vrymoedigheid oor julle los. Jy skaam jou nie oor sy evangelie nie, want is sy krag vir jou tot redding. Ag, tala, tiaiki, sê tala, tia. Van wie jou roeping en jou bediening? Sê God, luister mooi na my inspraak. Ek gaan vir jou van nou af woorde en sinne gee. En as jy in die huise kom en jy sê dit, sal jy sy krag sien. Jy sal sy heerlikheid sien. Want hy het jou ywer gesien, hy het jou geloof gesien, en hy ken jou hart vir jou medemens. Daarom het hy vandag besluit, ek salf jou vandag met lewendmakende woord. Wie wil hom net 'n lofoffer? Wie wil hom net 'n pryisoffer gee? Halleluja! Daarom roep Paulus uit en Paulus sê, ek wil minder word, sodat hy in my en deur my meer kan word. Oh, wie hoor, ek wil minder word, ek wil gaan lê, maar hy moet opstaan, hy moet regeer, hy moet beheer, ontvang sy guns, ontvang sy vrede, hier's guns van God in hierdie plek vanmôre. Daarom wil ek nie ophou nie, maar ek seën julle, laat sy goedheid, laat sy guns met julle wees en gebreek as al die Satan se werke tot sy lof en ere. Dat ons 'n nagmaalstafel eet nie uit gewoonte nie, drink nie uit gewoonte nie, maar ek het vanmôre gehoor, u gees van u seun is binne in my. Nou vat ek 'n manifestasie. En dis Jafashua. En ek maak nou dit wat hier in my hart gebeur het los. Sodat ek die volheid vanmôre kan ontvang. Die hemele moet oopgaan. Ek wil sien, maar ek wil ook hoor. Mooi so, goeie, getroue. Oor weinig was jy getrou en oor vele sal ek jou aanstel. Laat dit so wees. Gaan met geloof, dis nie my tafel nie, dis die roepersfoto nie, dis sy tafel. As jy glo, kan jy gaan. As jy glo, kan jy eet. As jy glo, kan jy drink. En 'n nuwe lewe raak oor jou vaardig. Na aanleiding van pastoor se vanmôre wil ek vir julle lees Galasiërs 3 vanaf vers 26, ekskuus. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Jafashua. Vanmôre is ons kinders van hom as gevolg van ons geloof in hom. As ook
Romeine 8 vers 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep Abba Vader. Vanmôre wil ek een en elkeen van u seën en ek wil sê, mag u geseënd wees. Mag sy gees in jou hierdie week, hierdie dag vir ander ook 'n blessing wees, maar mag sy gees jou leer, jou lei soos hy wil hê dit moet wees. Wees geseënd. Dankie.